dis 'n eer en voorreg. Maar om iemand se lewe te vier en te weet, sê by die Jesus, is vir ons 'n voorreg om vandag hier te wees, regtig. Ek sê vir die Jesus dankie vir die voorreg wat ons het as Love Grace, die voorreg het om dan die Annemarie se roudiens te doen. Aan Thys, Sonja, Piet, waar's Piet? Piet, kom sit hier voor, asseblief. Is jy reg daar so? Okay, Sena, klein seun, ek is jammer oor julle groot verlies, vriende, familie. Maar soos ek gesê het, ons almal het 'n begin en 'n einde daarin. Niemand van ons is verseker wanneer dit is nie, maar dit is hoe ons ewige woning gaan tegemoet. Kom ons stel dit so. Nou, vandag is dit Saterdag 18 Julie. En ek is pastoor Martie Coetzee vanaf Love Grace, van Love Grace se kant af. Sonja, ons is daar vir jou. Jy weet nog altyd is ons daar en dit is, dankie dat julle die geleentheid gee, dat ons die voorreg het om jou ma se laaste eer te betoon. En Annemarie, het almal briefies gekry, laat ek kyk. Die badkamers, weet almal waar is die badkamers, het julle vir almal verduidelik waar die badkamers is. As jy uitgaan, is dit reguit tot by daai groot gebou, dan draai jy regs, dan gaan die paadjie so split. Aan die regterkant is die mans, aan die linkerkant is die vrouens. So, daar is hy. Ons is live, as julle die link wil share, Sonja. Het jy klaar geshare? Okay. So, dan is ons nou live en ons gaan nou begin met die diens. Elkeen het 'n blaadjie gekry. Is daar enig iemand wat oorgeslaan is? Glad nie, okay. Baie dankie. As ons so kyk na die Annemarie se blaadjie, gebore 4 Junie 1954, oorlede 11 Julie 2026, is dit, ons het nog haar 72ste verjaarsdag die 4de Junie, het Love Grace op daai mooi dingetjie vir haar gestuur en sy het nog gesê, dankie Nooi, sy het my altyd Nooi genoem. Dit is so amazing om te weet dat sy het altyd gesmaal. Ten spyte van al die eina wat sy gehad het in haar eie lewe, het sy nog steeds gesmaal. En sy is 'n geliefde moeder, 'n ouma, 'n vriendin, 'n ware kind van God gewees. En ek moet nou so ietsie vir julle uit my lewe met haar deel, en ek wil begin daarmee. Jy het haar Bybeltjie mooi gebere, nê? Annemarie was in die hospitaal gewees, en sy het my gesê, my Nooi, ek kort 'n Bybel. Ek sê, vat Tannie, ek gaan vir Tannie 1 bring. Maar sy sê, sy soek die 1933 vertaling. Sy sê, ja Tannie, ons gaan vir Tannie die 1933 vertaling bring. En sy het daai Bybel so mooi opgepas. So mooi. Dit was vir haar die waardevolste besitting in haar lewe, wat sy so gekoester het. En eendag het sy die Bybel vergeet by die kerk, onder die stoel of in haar handsak of iets het gebeur, maar sy was hysteries oor haar Bybel, wat sy nie het nie. Sy hoor nie oor die selfoon nie, sy worry oor haar Bybel wat sy vergeet het by die kerk. En dit was vir haar die grootste, sy het skoon gehuil daarvan. So dit is ook belangrik, Vader vir haar was. En dit is wat ons kan eer van haar vandag, is dat sy daai wonderlike verhouding met haar Papa Vader gehad het. En sy was 'n vrou, 'n hart vol liefde en deernis. Sy het oral waar sy gegaan het, mense laat welkom voel met haar opregte glimlag, sagte woorde en omgee. Haar lewe was 'n getuienis van Christus se liefde. Sy het nie net gepraat van geloof nie, sy het dit elke dag uitgeleef deur haar diensbaarheid, bemoediging en gebede. Nou sy prentjie boodskappe. Sy het elke dag vir jou 'n prentjie boodskap gestuur. Elke dag het jy daai boodskapie ontvang. Dit was so amazing en sy was getrou daarop, nie waar nie? Sy was getrou op haar boodskappe. Jong, jy gaan partykeer sit sy dit op die verkeerde groep, en sê, sorry, maar ja, sy was diensbaar gewees daar, op 'n baie spesifieke tyd
het sy haar woord uitgegee. Vir baie was sy veel meer as net 'n vriendin. Sy was 'n moeder, 'n ouma, 'n luisterende oor en 'n veilige hawe in moeilike tye. Haar eenvoudige boodskapies, haar belangstelling in ander en haar vermoë om hoop te bring het talle lewens aangeraak. Hoewel ons haar diep sal mis, troos ons aan die wete dat sy nou veilig in die teenwoordigheid van haar verlosser is. Haar aardse wedloop is voltooi en sy het ingegaan in die ewige rus wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Haar nalatenskap leef voor in elke lewe wat sy aangeraak het, elke gebed wat sy gebid het en elke daad van liefde wat sy bewys het. Ons eer haar vandag nie net vir die jare wat sy geleef het nie, maar die liefde wat sy uitgedeel het. Mag haar voorbeeld ons inspireer om selfs nader aan Christus te leef en ander met dieselfde liefde te dien. 'n Familie, seun Piet, dogter Sonja, kleinseun Stys en Lafras. Julle ouma het haar laaste paadjie gestap en ons gaan haar weer ontmoet. Tot ons weer ontmoet, ons neem nie vandag finaal afskeid nie, maar met geloof tot ons mekaar ontmoet by Jesus. As jy vir ouma wil sien tuis, maak jy lewe reg. Kleinseun, as jy julle ouma wil sien, as jy weer, maak jy lewe reg, mense, dit is belangrik, dit is so belangrik. Salig is die wat in die Here sterwe, sodat hulle kan rus van hul arbeid. Openbaring 14 vers 13. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Dankie julle. Hemelse Vader, vandag kom ons met harte wat swaar is, maar ook met harte wat gevul is met dankbaarheid. Dankie vir die lewe van Anne-Marie, ons moeder, ons tannie. Here, sy het so baie mensies aangeraak. Here, dankie vir elke glimlag en elke daad van liefde waarmee sy soveel mense aangeraak het. Here, ons verstaan nie altyd waarom ons moet afskeid neem nie, waarom die afskeid moet kom nie, maar ons vertrou U, want U is die God wat lewe gee, wat hoop bring. Ons bid vandag dat elke gebroke hart vertroos sal word, dat die Heilige Gees hierdie plek vol met U vrede, mag alles wat vandag gesê word en gedoen word, U naam verheerlik, in die naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen. Ons gaan na gunsteling liedjie luister, Houtkruis. As ek vir die span kan vra om vir ons Houtkruis op te sit, om ons luister Houtkruis. Daar was 'n houtkruis. Die wat wil saam sing is meer as welkom. Ja, ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en jy na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg? Want daar was 'n houtkruis. Ja, ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doormaak? As my voete in dans wil, los wil breek. Want daar was 'n houtkruis. Ja,
besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed, dat die hankers kraak. As ons so na hierdie blaadjie kyk, met al die huldeblyke wat daar is, wat elkeen gesê het, wat elkeen gedeel het, vertel het baie van Anna-Marie se lewe. En ek het hier deurgegaan en die Sonja het vir my stuur. Het 'n mens werklik gesien wat hier binne in haar hart was vir mense. En ek het 'n huldeblyk liedjie geskryf met al julle huldeblyks en ek het dit alles saamgevoeg. En ek het 'n slideshow gemaak want Thys het gesê, Tannie, ek sukkel. Ek het vir jou 'n slideshow geskryf, gemaak vir julle met die liedjie se woorde. En luister die woorde. Ons gaan die liedjie luister en daarna sal ons aangaan met die diens. Baie dankie. Baie dankie. Jy was die glimlach in ons môre, 'n sagte woord wanneer ons val, 'n hart wat altyd oop bly klop het. Met liefde was daar plek vir almal. Jy het ons trane saamgedra, ons hande vasgehou in pyn. Nou is die stoel hier leeg gelaat, maar in ons harte sal jy bly. Breek oor, al brand die trane op ons wang, ons hoop sal nooit verlore gaan, want God se beloftes staan vir ewig vas. Koor, tot ons weer ontmoet by Jesus se voete, waar daar geen trane en geen pyn meer sal wees. Jy het jou wêreld met geloof voltooi, nou is jy veilig in die koning se lig. Ons harte verlang, maar ons hou aan glo. Die heelheid vandag getuigskoms gevier, tot ons weer ontmoet, sal ons jou onthou, met liefde vir altyd in ons hart. Elke boodskap, elke drukkie, elke is jy okay, sal ons mis. Jy was verby soos 'n moeder, 'n vriendin wat getrou gebly het. Jy het altyd na Jesus gewys, selfs wanneer jou eie hart swaar was. Nou hoor ons hemel sing van vreugde, want jy is veilig by hom tuis. Brug, gee tot ziens is vir altyd nie. Ons sê net tot ons weer sien.
Jy is nie weg nie, jy het net vroeër by Jesus aangekom. Tot ons weer ontmoet. Ek sal die video vir julle op die groepie sit. Ek gaan hom net so 'n bietjie moet kleiner maak. Okay, dan moet ek sterk wees. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. Maar die oomblik toe ek Tannie Annemarie gedoop het sy so lig gevoel. En dis kom my hart vandag weet, Tannie Annemarie is veilig by Jesus en ons sal haar weer ontmoet. Maar sy die wedloop voltooi, nou is sy tuis. As ons kyk na 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8, is daar, jy weet, 'n mens laat baie groot besighede agter, as jy tot sterwe kom. En daar's mense wat groot geboue nalaat, maar sommige mense laat iets baie kosbaar agter, 'n lewe wat ander verander het. Dis wat sy gedoen het, sy het ander verander, en toe ek die boodskap lees, wat mense oor Annemarie geskryf het dit vir my een ding, telkens, ek het dit raak gelees, dat niemand praat oor wat sy besit het nie. Hulle praat oor hoe sy hulle laat voel het. Dis in elke boodskap is hoe hulle gevoel het, en niemand, hulle praat oor haar liefde wat sy gegee het. En sy is 'n voorbeeld vir ons van baie dinge, haar glimlag, haar gebede, haar omgee, haar boodskappies, haar, is jy okay? En die nalatenskap van iemand wat soos Jesus geleef het, is duidelik sigbaar by haar gewees. Sy het haar wedloop voltooi, en Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry. Hy sê dit in die woord, en dit is wat Tannie Annemarie, sy die goeie stryd het sy gestry, en dis nie 'n perfekte lewe nie, niemand het daai perfekte lewe in die lewe nie. 'n mens moet 'n getroue lewe hê. Sy het pyn geken, sy het geweet wat is pyn, sy het geweet wat is swaar kry, maar waarna het sy altyd vasgehou, Waarom het sy vasgehou? Sy het aan Jesus vasgehou. En dit is wat 'n mens in nagedagtes wat jy na die tyd na kan kyk, en wat altyd hier in ons moet gaan wees, hoe sy ander bemoedig het, hoe ander haar lief gehad het, en dit is wat haar geloof gedoen het aan baie van ons. Haar grootste nalatenskap is liefde gewees. Liefde, onvoorwaardelike liefde. As sy kwaai was, nee, sy kan kwaai gewees het. Sy kon kwaai gewees het, maar net so draai sy oor, en sy word weer vriendelik, en sy vergewe. Sy vergewe. En sy daai nalatenskap van liefde gehad, en hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Mense, ons moet liefde hê onder mekaar. As daar vandag 'n ding is wat jy vir iemand kwaad is, maak reg, want niemand is verseker van môre nie, niemand is verseker nie, ons weet nie wat die volgende dag vir ons inhou nie, en as ons na haar boodskappe kyk, is sy soos 'n ma gewees, soos 'n ouma, 'n vriendin, sy het altyd geluister, sy het altyd gehelp, sy het altyd geglimlag, en presies hoe Jesus mense wil laat voel, en hoe ons hulle moet kan onthou, en vir haar is 'n geloof nou 'n aanskouing. Haar geloof is nou vir ons 'n aanskouing, want ons mis haar. Annemarie het baie dinge verander in baie se lewens. Vir ons is daar afskeid, maar vir haar is daar 'n ontmoeting by Jesus. Vir ons is daar baie trane, maar sy gaan nie plekke met ons wil ruil nie. Sy het vreugde daar waar sy is. Vir ons is daar 'n een groot stilte in die huis, daai stoel wat altyd leeg gaan staan, daai stoel gaan nooit weer gevul word nie. Sy gaan nooit weer op die bed sit en
en vir my 'n foto stuur wat sê, ek wil nie daai foto gebruik nie, want dit was ek sê nee, wat sy vir my stuur, dan sit sy so, sê ek, Martie bid vir my. Maar, daar is stilte, by haar is dit nou 'n lofgesang. Sy is tevrede waar sy is. En die Bybel sê, om uit die liggaam uit te woon, is om by die Here in te woon. So, die oomblik toe haar gees haar liggaam verlaat, woon sy by Vader, en daai gees is nou op 'n baie beter plek. En vir ons is dit 'n verlies, groot verlies, maar vir haar is dit 'n volkome genesing. En haar lewe spreek steeds nog, wat ons in Hebreërs 11 vertel van ons geloofshelde, en dat Hebreërs 12 ons omring word deur 'n groot wolk van getuienis. Annemarie se stem is stil, maar haar lewe praat steeds. Elke persoon wat sy aangeraak het, dra vandag iets van haar liefde saam. Dit is hoe God werk, deur mense. En haar een lewe kan 100 ander lewens verander. Amen. Hoe het Annemarie geleef? Hoe het sy geleef? Ons kan dit sien, maar die vraag is, hoe leef jy? Hoe leef ek? As my lewe vandag sou eindig, as jou lewe vandag sou eindig, wat sal mense van jou kan onthou? Dat jy altyd nos was, dat jy altyd ongeskik was, dat jy altyd jou opgeruk het en dink 'n bietjie. Wat is daar wat mense van jou gaan onthou? Gaan hulle onthou hoe lief jy gehad het? Gaan hulle onthou hoe jy vergewe het? Hoe maklik jy vergewe het? Daai houtkruis wat gespeel het, 'n redder aan 'n houtkruis. Ek sal nooit vergeet die dag toe hulle my georden het as 'n pastoor. Het tannie Annemarie vir my uitdraad uit. Sy het vir my gesê, my nooi, ek kan nie vir jou 'n geskenkie gee nie. Maar sy het 'n kruis uit doringdraad uitgemaak. Uit 'n doringdraad het sy daai kruis gemaak en sy het hom vir my gegee. En aan die houtkruis het Jesus gehang. Vir elkeen van ons, daai doringkroon is deur sy hoof deurboor en dit vir elkeen van ons. En dit is so amazing om te weet dat Jesus aan die kruis gesterf het vir my en vir jou, vir elkeen van ons. En dit is hoe 'n mens moet onthou. 'n Mens vergewe. Want baie keer weet daai persoon wat jou seer gemaak het, nie eers het jou seer gemaak nie. Jy loop met al hierdie haat en hierdie nait en al hierdie dinge, maar daai persoon weet nie eers dat hulle jou seer gemaak het nie. So gaan vergewe terwyl jy kans het, want niemand van ons is verseker nie. En Jesus het reeds aan die kruis gesterf en die mooiste manier om Annemarie vandag te eer is nie net om haar te onthou nie, maar om haar voorbeeld van liefde en geloof voor te sit. Thuis, ouma daai Bybel gelees. Maak jy hom oop en lees jy hom verder, sodat die woord in jou gaan vestig. Sonja, dat die woord kan gevestig word. Wat is jou broer se naam nou weer? Piet vir jou en vir klein Boetie. Sodat daai woord hier binne in julle harte kan bly. Want ons het 'n lewe om voor te sit. En ons moet nie wag vir oormôre nie. Ons moet nou regmaak terwyl ons kan. Dis 'n uitnodiging wat ek van elkeen van julle gee, is dat moenie wag nie. Jesus nooi jou vandag. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Hoor mooi, al het hy ook gesterwe, sal hy lewe. So jy het nodig om reg te maak. En glo my, die lewe as iemand wat oorgegee het aan Jesus is heeltemal anders as iemand wat kwaad is. Die grootste troos is dat Annemarie aan Jesus behoort het. En die grootste troos wat jy kan hê, is om jou lewe met Jesus reg te maak, vandag terwyl jy die geleentheid het. Annemarie, Sonja, Thys, Piet, ons bid vir julle om sterk te bly staan deur
dit wat nou van nou af gaan. Die plekkie is leeg, haar stoel is nie meer gevul nie, maar ons kan hulle elke dag opdra in gebed. Want dit is nie 'n maklike pad van hier af nie. Daar's nog baie dinge wat nog gedoen moet word. Daar's nog klere wat 'n mens gaan moet wegpak. Daar is herinneringe, daar is seer, daar is gedagtes van het ek alles gedoen wat ek moes gedoen het. En ek wil iets baie duidelik stel vandag. Baie duidelik. Ek staan by baie begrafnisse waar mense verwaarloos is, wat mense nie na gekyk is nie. En Sonja, vir jou wat alles gegee het vir jou ma, wat haar versorg het, wat haar skoon gemaak het. Sy het nie 'n reuk gehad, sy was altyd skoon gewees. Jy kon nie gehelp het met dit wat gebeur het nie. Daar is niks nie. Mense, ons elkeen het 'n begin en 'n einde datum. Daar's 'n geboortedatum en dan's daar 'n sterftedatum. Dit wat jy in hierdie stukkie doen van jou lewe, is wat gaan bepaal wat vir jou vorentoe gaan wees. So ons het nodig om te kyk na ons tyd tussen geboorte en afsterwe. En ons kan nie mense oordeel as iemand te sterwe kom nie. Want kom wat ek vir jou sê, Danielle Marie was 'n paar jaar terug vir haar maag baie ernstig siek. Ons het nie gedink sy gaan dit maak nie. Dit was nog nie haar tyd gewees nie. As jy te sterwe kom, is dit jou tyd wat die Here besluit het. Dis nou tyd. Jou streepie is gestrek. Jy het hoe kan ek dit stel? Jy het jou wedloop voltooi ten volle klaargemaak. So, moenie kom en dink jy het enigiets fout gedoen nie. Ek weet daar stryd beklei met families. Wie het al beklei met families? Kom, wees eerlik, kom ons kyk gou, wie het almal al beklei? Wie was al kwaad vir 'n ander ou? Nee, kan ons iemand net vergewe en vryspreek? En kyk vir Danielle Marie, wat het sy vir ons elkeen beteken? Sy het liefde uitgeleef, maak nie saak wie en wat sy was nie. Maak nie saak of sy in 'n kasteel gebly het en of sy in 'n Wendy gebly het. Sy was altyd opgewonde om mense welkom te heet. Sy was altyd opgewonde om te gesels oor die voor. As jy haar bel en jy die oproep gemis, dan sal sy vir jou verduidelik hoekom sy die oproep gemis het. So kom ons vergewe mekaar en wees opreg teenoor mekaar en leef haar liefde wat sy het uit aan elkeen wat sy nagelaat het. Elke een hierso. Amen. Ek wil tog hierdie skrifgedeelte kyk waar het ek hom nou gebeere, kan jy nou glo? Hy sê so, 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Kom ons leef haar geloof uit. Want dit is wat sy vir ons nagelaat het, is haar geloof wat sy gehad het in Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons Amazing Grace speel. JP, as jy vir ons Amazing Grace kan speel asseblief. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
daarna sal ons vir Kobie geleentheid gee om ietsie te sê en daarna sal ons afsluit met 'n afsluitingslied en 'n gebed. Dit is 'n moeilike een hierdie. 'n woord namens die familie en almal wat ondersteuning, liefde en elke boodskap, die kos, die blomme, die gebede, alles wat elkeen gegee het. Ons wil vir elkeen sê baie dankie van Thuis en Sonja af, Love Upon Grace. Ek wil vir my getroue mense, 4 getroue mensies dankie sê. En ek gaan hulle uitsonder. Vandag is Sina, Lindiwe, Tiertjie, Joana, JP. Het ek iemand uitgelaat? Is dit almal genoem? Dankie sê vir julle wat opofferings maak elke keer met 'n begrafnis en 'n roudiens en reg is. Sina het spesiaal in deurgekom van waar sy was en ek is ook terug van vakansie af, vroeër terug, maar ek wil vir julle sê, mag julle geseënd wees in alles wat julle doen. Joana, ek weet jy werk net op Sondag, maar dankie vir jou opoffering. Hy het so 'n grappie gemaak gisterond en sê hy kan dit nie doen nie want hy is op verlof. Maar ja, vir die video, dankie, ek waardeer dit opreg aan elkeen van julle. Magda vir die reël van die ambulans en al die omkostes wat gedek is by Swane Hospitaal, asook die kossies. Ek moet vir julle sê, moet nooit die Here onderskat nie. Ons het 'n kwotasie gekry vir die kos en dit was 'n aardige R5.200. Ek dink dit was 5.000. 4.5. Maar ek het die wat se naam afgehaal, die koffie nooit toegevoeg. Maar dit was 'n aardige bedrag en verskoon ek moet hierdie met julle deel. En Sonja het gesê ons los maar die koffie, ons los maar alles. Ek het iemand koffie gegee en sy los nou maar die kos. En ons het dit 'n gebedsaak gemaak. En moet asseblief kyk vir Tannie Anne Marie, sy deur moeilike tye in haar lewe gegaan, maar daar was altyd voorsiening gewees. En as ek kyk na hierdie kos, waar daar niks was nie, het Jesus op nommer 99,99 voorsien. Is dit nie 'n God van die wonderwerke nie? Is dit nie wat ons kan die Here 'n groot lofoffer gee, want dit is wat God gaan doen, want daar was amper niks te wees nie. Ek wil vir Elise Jofner, belastingdienste, dankie sê vir die printwerk en die foto en alles wat sy vir ons gegee het, want nou sê hulle, hoe gaan jy nog die goed print? Ek sê, moenie worry nie, ek sal dit doen in die minder maklike ure en daar's dit gedoen. Elke liewe ding is voorsien. So Vader is nog steeds besig om vir almal te voorsien. En ons sê dankie vir elke liewe ene. Leon, vir jou bydrae, Marinda en Liesel wat my rondgery het om reëlings te tref, vir almal wat gehelp het. Ons gaan dalk iemand vandag uitlaat. Maar vir elkeen, jy weet wat jy gedoen het en hulle waardeer dit opreg. Ek weet dis baie deur mekaar met so iets. Mense vergeet baie keer name, jy vergeet baie keer maar die boodskappietjies. As ek sê ek wil een ding vra, wat ons ter nagedagtes van Tannie Anne Marie die WhatsApp groep oophou. Asseblief, dat daar elke dag nog steeds boodskappe kan deurgaan ter nagedagtes vir haar, want glo vir my, daai boodskapie stel elkeen van ons op die ou end van die dag. Kobie, ek wil vir jou vra om vorentoe te kom. Maar ek glo ek kan haar gemaak. Ja, hy moet gerekord word. Jy is daar treine in? Hier is wat. Kobie, ek wil vir jou my stukkie gee. Nee, hou maar net vir jou mond. Hou maar net vir jou mond. Goeiemôre, vir die wat my nie ken nie, ek is Kobie van Rensburg. My en Anne Marie se pad het in 31 Julie 2018 begin. Langs die pad waar Rassie afgesterf het. Daar het sy gebel en ek het toe geantwoord en sy was geskok, want wat sê jy vir iemand langs die pad wat gaan aan? En ons het iemand gestuur om haar te gaan haal en van daar af het my en haar en Anneke se pad begin stap. Toe Sonja
gevra het vir, laat ons almal moet boodskapies skryf en goed. Ek het so deur daai boodskapies gelees en ek was op die punt om te begin skryf. En ek het hierdie wroging gehad. Wat skryf 'n mens? Ek het hier almal so goed gelees ook. En hoe ons al nou sing en eer en alles. Maar hoeveel van daai woorde wat ons almal hier kwytraak, sy dit gedoen vir my en sy dat gedoen. Hoeveel keer het ons dit werklik vir haar gesê? Hoeveel keer het ons haar werklik waardeer? Ek het vir Anne-Marie daarna in Nageylstraat het ons 'n oproep gekry. Toe lê sy na buite erf op die grond. Sy flou geraak of bewusteloos. Die honde vir ons nie toelaat nie. Ons het al ons dae gehad om daar in te kom. Daarna Swalkiestraat. Anne-Marie was geliefd, sy was gewild. Sy het baie seer gehad in haar lewe ook. Sy was verwerp deur baie mense wat sy te nagekom het. Maar haar hart was groot. En sy het vergewe en sy het aangegaan met die lewe. En ons wat agterbly, moet ophou om verskonings te soek wanneer iemand praat of iemand luister. Begin ons klaar aan verskonings dink, hoekom gaan ons nie luister nie, ons wil onsself verdedig. Hoekom? Leer om te luister wanneer iemand met jou praat. Daai waar sy 2 keer 'n dag 'n boodskapie gestuur het, of 3 keer agter mekaar, het ek geweet daar's 'n probleem. Haar kop was deur mekaar. Iets wat ek baie dankbaar in my lewe voor is, Piet, ongelukkig ken ek jou nie, met Sonja en Thys het ek nou bietjie te doen gekry, maar julle as kinders wat agterbly, gaan 'n voorbeeld op hierdie pad vorentoe stap in julle ma se spore. En dit vat tyd, want 'n mens se seer is diep, en ons het hierdie persoonlikheid wat ons moet voorhou aan mense. Maar die Here se genade is so onbeskryflik groot, en hy is so lief vir ons almal. Dit is tyd dat ons moet leer en begin besef, die voorbeeld wat Anne-Marie waar almal gesê het wat sy vir ons gestel het, laat dit ons begin toepas in ons eie lewens. En ek praat van myself ook. Sonja, ek is dankbaar dat bly met hierdie tyd, en jy en jou ma het baie dinge gehad. Maar hier waar ons staan vandag, jy het vrede gemaak. Daar was vergifnis, en jou ma kon vorentoe gaan. Want dit is die wonderlikste ding, die vergifnis. En vir ons wat agterbly, om te kan leer, om te kan vergewe, en liefde hê vir mekaar. En so kan ek baie dinge oor Anne-Marie sê. Ek gaan haar nie besing nie, ek gaan net sê, dat ons haar as 'n voorbeeld gebruik, om dit wat sy in die lewe toegepas het, vergewe, vergifnis, aangegaan het, soos sy met haar lewe aangegaan het, al was sy hoe seer en hoe vol pyn. Leer daarby, besef die genade van die Here is onbeskryflik groot. Ons as mense wat agtergebly, moet leer om te begin luister, en regtig te luister, en regtig raak te sien, en te hoor, en dan gaan ons die pad en die genade kan begin stap. Ek wens vir Sonja, vir Piet, Thys, kleinseun, dan het nie jou naam nie, al die sterkte op hierdie nuwe pad vorentoe. Die Here loop met ons 'n pad, ons verstaan dit nie altyd nie, maar op 'n dag besef ons hoekom al hierdie dinge gebeur het, en dis waar ons kan juig. En ek is dankbaar. Ek het nie trane vir Anne-Marie vandag nie. My trane het ek vir haar gestort toe sy nog hier op aarde was. Vandag sê ek dankie Here vir die pad wat sy gestap het, want sy het u kind gebly, en sy het vasgehou daaraan, en in haar geloof gestaan. En die mooiste blom hier op aarde is gepluk. Laat sy as 'n voorbeeld vir ons almal voorlewe. Dankie. Baie dankie, Kobie. Dis baie ware woorde, harde woorde, maar ware woorde. Baie dankie, Kobie. Nalatenskap, wil ons luister. Het jy hom op, JP? Dankie. Sal die laaste lied wees wat gaan speel? Luister maar net hierdie woorde. Ek bou nie elke dag
Ek dra nie altyd 'n kroon, maar in die stiltes van my lewe het God my hart bewoon. Met sagte hande en gebede, met trane wat niemand sien, plant ek sade vir die môre, wat eendag vrug sal dien. Die wêreld tel my suksesse, maar God kyk dieper as dit. Hy sien elke daad van liefde, elke hart waarin hy leef. My spore sê dit sagkens, my lewe wys na hom. My nalatenskap raak soveel harte aan. My nalatenskap, liefde wat bly bestaan. Nie my naam nie, maar Jesus in my siel. My nalatenskap, vir altyd in 'n kring. Elke woord wat ek vandag praat, kan iemand ophelp of laat breek. Elke drukkie, elke gebed, bring hoop aan 'n hart wat smeek. Ek weet nie hoeveel dae ek het nie, maar elke dag is 'n gawe. Daarom wil ek liefde saai, tot eer van God se naam. Elke tree is deur sy genade, elke asem uit sy hand, alles wat ek ooit sal nalat, is gebou op Christus alleen. Wanneer my stem eendag stil raak, laat my geloof nog verder gaan. My nalatenskap raak soveel harte aan. My nalatenskap, liefde wat bly bestaan. Nie my naam nie, maar Jesus in my siel. My nalatenskap, vir altyd in 'n kring. Eendag sal my stoel leeg wees, my Bybel oop bly lê. Mag hulle altyd onthou dat ek na Jesus gewys het. Nie omdat ek volmaak was nie, maar omdat sy genade my gedra het. Wanneer die Here my huis toe roep, lê ek my kroon voor sy voete neer. My nalatenskap raak soveel harte aan. My nalatenskap. Dat elkeen van ons harte aangeraak, as 'n nalatenskap wat agtergelaat word. En my woorde van troos is Openbaring 21 vers 4, en God sal die trane van julle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Rustig, geliefde Annemarie, jou glimlag, liefde, boodskapies, en ons gebede sal altyd in ons harte leef. Ons sê tot ziens, maar nie vaarwel nie, tot ons weer ontmoet. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader,
Dankie vir die voorreg wat ons vandag gehad het om Anne-Marie se lewe te kon vier. Dankie dat haar geloof, liefde en omgee 'n blywende indruk op soveel mense gemaak het. Vertroos asseblief al die kinders, kleinkinders, die hele familie, vriende, vir die dae wat voorlê. Wanneer die huis stil raak, die gemis, die voel, herinner hulle daaraan dat U naby die gebrokenes van hart is. Help ons om nie net vandag geroer te word in ons harte nie, maar werklik 'n verandering sal wees, Vader. Dat elkeen verander word, Here, laat ons soos Anne-Marie mense wees wat liefde gee, vergewe, bemoedig en ander na Jesus wys. En ons sien uit na die dag wanneer elkeen van ons wat aan Christus behoort weer saam kan wees in die teenwoordigheid waar daar geen dood, geen pyn, geen trane meer sal wees nie. En ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen en amen.